Leon en Rita, baie welkom by die getuienis. Ons is opgewonde om hulle hier te hê. Ons ken hulle nogals 'n hele lang pad. Wel, Tannie Rita is bietjie nog nie in die prentjie by ons, maar om Leon, ja, ons ken Leon al baie, seker meer as 13 jaar. Seker, ja, omtrent 13 jaar, seker nie. Ek moet net hierdie staaltjie sê, dis die oom wat ons uit die kerk het gejaag 13 jaar terug. En nou sit hy saam met ons by die feestafel. Daarom nie heeltemal so nie. Nee, die oom het vir ons gebid, ons het gesukkel om kinders te kry, om Leon het ervaar, daar was 'n vloek oor ons lewe, gebid, uitgesorteer, en toe sê ons mag maar die kerk verlaat as ons wil, maar ons het nie die kerk verlaat nie. Ja, oom Leon, vertel net gous 'n bietjie vinnig kortliks, wie is oom en wat doen oom? Ek is 'n gospelsanger al vir die afgelope 28 jaar en my kosbare vrou is die laaste 3 jaar wat sy ook saam met my op die pad uitgaan. Okay. Die kinders is nou nie meer totaal afhanklik van ons nie. Alright. So ons kan nou beweeg, jy weet. Fantasties. En dit is maar basies ons beweeg van kerk tot kerk soos wat ons die voorreg kry om daar te bedien. Okay. Dis net wonderlik om die evangelie van Jesus te bedien deur middel van sang en ook getuienis. Okay, alright. Dan het julle ons vertel van julle Glory Lorry. Klink asof daar 'n groot gebeurtenis was. Nou kyk, die Glory Lorry is baie bekend landwyd. Ons het ons eerste Glory Lorry vir 18 jaar gery. En nou ja, ons ry nou ons tweede Glory Lorry. Ons noem ook sommer die nuwe Glory Lorry. Die nuwe een, okay. Maar dit is 'n baie intense en 'n wonderlike getuienis. Ja. En as jy wil, dan kan ons so 'n bietjie daarvan gesels. Ja, gooi hom. Ons het so 3 jaar gelede het ons woord gekry by die Here dat ons moet alles verkoop wat ons het. Jy weet, aan die hand van die pragtige verhaal van die ryk jong man wat by Jesus gekom het en gesê het, wat moet ek doen om die ewige lewe te hê? Ja. En Jesus sê vir hom, jy ken die 10 gebooie, jy ken die skrifte, eer jou vader en jou moeder, jy mag nie egbreek pleeg nie, mag nie steel nie, jy weet, in al daai. En hy sê toe natuurlik, jy weet, want hy was 'n fariseer van geboorte af, sê hy, al hierdie dinge het ek gedoen van my kleintyd af. Okay. En Jesus sê vir hom, een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het, deel dit uit aan die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hierheen en volg my. En natuurlik die hartseer daarvan was dat die jong man omgedraai het, bedroef na sy huis toe gaan, omdat hy baie ryk was. Dis waar, né? En die Here het my en Rita gechallenge op daai woord. Ja. En ons het net daar, het ons huis in die mark gesit, alles verkoop wat ons gehad het, al ons karre, alles wat ons gedink het, ons nooit weer gaan nodig hê nie. Ja. En ons het 'n vir 'n lang ruk in 'n plakkerskamp gebly, 8 maande, jy weet, die geld daarin gedruk, daai mense opgehef, en natuurlik ook evangelisasiewerk daar gedoen. En iemand het op ons pad gekom wat vir ons voorgestel het, hy sal vir ons 'n huis op wiele soort van, jy weet. Ja. Ons het hom ook genoem die Halleluja sleepwa. Okay. Ons is deur 'n baie interessante tyd met die bou van die sleepwa, wat ons nou nie vandag in sal gaan nie, dit gaan 'n ure vat om dit alles te vertel. Okay. Maar op die ou end, om 'n lang storie kort te maak, het ons die sleepwa gehad, en ja, ons was toe So hy is op nog die pad. gebou en alles. Hy was gebou, ons het hom gehaak, en daar gaan ons toe met die ou Glory Lorry en die Halleluja sleepwa op die pad. 'n lang toer van 5 maande. Ek dink Rita moet vir ons net so 'n klein stukkie vertel wat toe gebeur. Ja, wat 'n volle uitdaging was dit geweest, nie? Ons het nadat ons die sleepwa gehaak het, kon ons nou op die pad gegaan het. Ons 5 maande toer, 7 weke in die toer in. Ons die aand bedien in Stilbaai. So die volgende dag ry 'n bietjie gestop om weer te trek in Mosselbaai. So was op pad Humansdorp toe om vir die Angus biddag daar te lei. En terwyl ons so gery het, het ons die worship songs deurgegaan wat ons daar sou doen. En daar was so salwing in die bussie gewees. En ek kan onthou my woorde aan Leon op daai stadium was, as ons nou al God se teenwoordigheid so kan ervaar, het ek 'n verwagting in my binneste wat die Here in die biddag vir ons gaan doen. My woorde was skaars uit my mond het ons hierdie harde slag hoor. Die linker agterwiel van ons lorry bars en ons begin te rol. 2,5 keer gerol en lorry het aan my kant tot stilstand gekom. Leon het na my geroep en toe ek bykom, het hy soos 'n vinkie bo my gehang en ek kan onthou hy het homself losgeknip, amper nog bo op my geval en hy het so uitgeseil daar by die kant, ek kon nie uitkom, ek was vasgedruk.
en my linkervoet was ook onder die lorry vasgekeer. Maar 3 ouens het aangehardloop gekom, hulle het vir Leon kom help, hulle het die lorry opgelig en ek kon my voet uitgekry het. Ons het op daai stadium van ons lewe alles verloor wat ons nog oorgehad het. Ons glory lorry, ons huis op wiele, soos wat die mense afgetrek het daar mense gestop, hulle het arms vol klere en goed net gegryp, teruggespring, weggejaag daarso en na uur se gesukkel het hulle my die lorry uitgekry sonder om aan hom te sny. Hulle het my in die ambulans gesit, hospitaal toe gejaag. Een wonderwerk op die volgende het net daar gebeur in die hospitaal, hoe die Here my voor die dokter se oë, wat hulle self nie kon glo nie, net aangeraak het en 11:15 daai aand het die dokter gesê, jy kan jou mense bel toe kom al, jy kan huis toe gaan. Ja, wonderwerk op sy eie, né? Ja, nee, absoluut. Daar's geen twyfel daaroor nie. Ons dien 'n God van wonders. Amen. Nou ja, ons het ons opgestaan, nie meer 'n voertuig gehad nie, niks gehad om verder vanaf te werk nie. En maar elke dag het die Here op die toer, want ons was in die middel van 'n 5 maande lange toer, het die Here mense gestuur op ons pad wat karre gebring het, sleutels, petrol ingegooi, alles, en ons het op die kerk se klankstelsels maar gewerk, jy weet. So het ons aangehou met ons bediening. En die een, soos ek sê, die een wonderwerk op die ander. Op die ou einde het ons het hulle ons kom haal uit Port Elizabeth uit, 'n pastoor en sy vrou. En die pastoor het nogal, terwyl ons nou so daai naweek ry, ons het die Saterdag gery en ons het die Sondagoggend al reeds vir ons eerste optrede in Port Elizabeth doen. Het nogal so ewe in sy triespieeltjie vir ons gekyk wat op die agtersitplek sit van sy dubbel kajuitpakkie en hy sê vir ons nou, hoe gaan julle oor die weg kom? Want julle 'n stuk of 10, 12 optredes in daai week in Port Elizabeth en omgewing. Die mense van Port Elizabeth is nie so vriendelik soos die mense van George nie. Iemand gaan nie elke dag vir jou 'n kar bring nie. En ek glo vol van die Heilige Gees vir hom gesê, die Here gaan vir ons 'n splinter nuwe lorry in Port Elizabeth gee. En hy gaan dubbel agterwiele hê, sodat as een bars, dat daar nog 3 ander is waarop ons kan ry. En hy gaan uit die boks uitwees en Rita chip in en sy sê hy gaan 'n aircon in hê, jy weet. En ons was so vol geloof en self in vertroue in God dat ons glo het dis wat gaan gebeur. En nou ja, dit is so moeilik om dit oor te dra en dit te vertel, want dit is net so groot en dit is net so onwerklik, maar dit is tog 'n werklikheid. Ons het binne 1 week het ons die Sondagoggend het ons by 'n gemeente opgetree en ons het net begin om te vertel wat doen die Here. En ja, dit is merkwaardig die salwing wat daar gekom het en iemand aan die einde van die diens, 2 ure lange diens, net opgestaan en vorentoe gekom en die pastoor in sy oor gefluister en hy het net daar gesê, die Here sê net, julle het julle nuwe voertuig. Ja. Nou ja, dit was ongelooflik. Die volgende oggend het ons gegaan om die nuwe voertuig in besit te gaan neem. 'n Vrou het ons geneem en dit was incredible. Om nou 'n kort paadjie te vat, want ons weet ons tyd is 'n bietjie beperk, was dit toe nie 'n splinte nuwe voertuig nie. Rita het net vir my gesê, dit is nie die nuwe Glory Lorry nie. Maar met groot blydskap in my hart het ek die voertuig in besit geneem en daai hele week in Port Elizabeth stuk of 10 optredes gaan doen met hom. En toe ons hom nou die Vrydag moet vat om hom nou op ons naam te laat sit, die dametjie daar in die poskantoor net gesê, hierdie voertuig is onwettig in die land, jy weet. En ons was totaal geskok en teleurgesteld, jy weet. Ons kon nie glo dat jy weet, ek wil nou sê die Here in aanhalingstekens gee vir ons hierdie voertuig gratis en verniet en alles, en dit is nie 'n voertuig wat ons mag gebruik nie. Sure. En ons het toe in gehoorsaamheid die voertuig teruggevat en vir hom gesê, my broer, baie dankie, maar ons kan nie die voertuig gebruik nie. En weet jy, ek dink ek moet laat Rita dit sê, want ek raak gewoonlik so emosioneel dat ek amper nie kan praat daaroor nie. Ek dink Rita moet jou vertel wat gebeur toe ons die sleutels oorgee in die hande van die broer, wat vir ons die
die ou of die verkeerde nuwe Glory Glory gegee. Ek dink dit was 'n groot oomblik vir ons albei gewees. Terwyl ons daar staan en Leon gee met amper, moet sê, trane in sy oë, die sleutel van die ou Glory Glory weer vir die ou terug, gaan die skuifhek agter ons oop en ons almal draai om en ons kyk en hier kom hierdie spierwit Volkswagen Crafter in die driveway opgery. En ons almal kyk so vir mekaar en almal het hierdie vraagteken in hulle gesigte en die ou klim uit en hy kom na Leon toe gestap met 'n netjies 'n pak papier en hy vra vir Leon, "Is jy meneer Leon Goosen?" Hy sê, "Laaste wat ek kan onthou van, ja." En ons almal lag toe nogal daaroor. Hy sê, "Wel, ons moet hierdie vir jou gee, dit is jou voertuig van die Here af." Ja. Ons kon hom nou ongelukkig nog nie gewas kry nie. Hy kom gistermiddag van die skip af, hulle moes hom jaag om alles gedoen te kry, papierwerke, sodat julle hom vandag want ons weet julle moet môre oor gaan Namibië se kant toe. So ja, dit was vir ons regtig so groot seën uit die Here se hand. Dit was 'n splinter nuwe Volkswagen Crafter. Van die skip gaan afval. Was 'n 2017 model, soos wat Leon voorgevra het, dubbel agterwiele en die highlight van alles, hy het aircon in. So ons het nie meer nodig gehad om nie vensters oop te draai nie. So ja, ek voel net baie mense bid en hulle sê partykeer ek soek ietsie, ek wil dit hê, maar dit is nie spesifiek in wat hulle soek nie. En ek voel as ek spesifiek in 'n ding is en ek vra die Here, gaan die Here dit vir my gee as hy weet dit is goed vir my. Daarom hoef baie mense sê but beggars can't be choosers. Sien, dit is nou die lekker deel. As kind van die Here is ek nie 'n beggar nie. Ek's 'n koningskind en dit wat ek my pa vra, gaan hy vir my mos gee. As jou kind jou iets vra, gaan jy die beste vir hulle wil gee. Net so wil God vir ons die beste gee. En ek dink die vyand het ons probeer te nakom deur vir ons die tweedehands een te wil gee en te wil voorgee, dit is van die Here af. Maar die Here is so getrou, sy gees is so getrou, dat hy my definitief oortuig het dat die vorige Volkswagen Crafter nie vir ons bedoel was nie. Maar al wat ons vir die Here kan sê is dankie dat ons kon leer wat het is om gehoorsaam te wees in die hele proses en die Here het ons gebless deur alles. Ja, jy weet, ons het daardeur nie net 'n nuwe voertuig gekry nie. Ons het daardeur ook 'n woord gekry wat ons nou landwyd met die mense deel. Ons sou nooit die woord gehad het as die ongeluk nie plaasgevind het nie. En baie keer dink 'n mens oor jou lewe en jy sit in 'n baie diep gat en jy sit in 'n moeilike situasie wat jy nie weet hoe om op te los nie. Jy kan nie daar uitkom nie. En natuurlik, onwillekeurig vra mens vir die Here, hoekom gebeur dit? Hoe is dit moontlik? Wat het ek gedoen om dit nou te verdien? Jy weet. En baie mense, nadat ons hierdie getuienis deel met mense, kom en deel met ons ook en hulle sê vir ons, julle het dit en dit en dit alles verloor of julle het dit en dit alles weggegee. Ons het selfs nog meer verloor. Maar wat is die doel daar agter? Jy weet, Romeine 8 vers 28 sê Paulus, hy sê, alles werk ten goeie mee, vir hulle wat die Here liefhet. Nou jy sien, dis nie vir almal nie, dis vir hulle wat die Here liefhet. En dit beteken nie dat ek en Rita onsself hier op 'n verhoogie sit of sê ons nou die Here lief, maar jy het nou nie die Here lief nie. Jy sien, die hele ding gaan daaroor. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Absoluut, ja. Maar geloof is nie net 'n kwessie van om te sê, Here, ek glo U nie. Yes. Jakobus 2 vers 19 sê die duiwels glo dit ook. En hulle sit daar. Jy sien, dit is 'n geloof wat verbygaan by wat jy sien en wat jy dink en wat jy kan belewe. Absoluut, ja. Dit is om jou totale vertroue geheel en al op God te sit. En jy wat Pieter is, jy weet hoe werk dit. Jy ken dit. Julle leef ook absoluut in die geloof soos ons. En dit het te doen met 'n dimensie wat nie van hierdie wêreld is nie. Absoluut. God se koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. En as jy 'n kind van God is jou koninkryk ook nie van hierdie wêreld nie. Beteken dat jy mag nie 'n huis hê nie? Nee. Beteken dat jy mag nie 'n kar hê nie? Nee. Ongelukkig is ons hier, of gelukkig, of hoe jy dit ook al wil sien. En ons het 'n huis nodig, of 'n blyplek nodig. Ons het 'n kar nodig. Nou in ons geval is die nuwe Glory ook ons huis. Ons woon daarin. Sure. En deur die Here se genade het daar as 'n kosbare broer vir ons 'n staanplek gegee.
en ons bly daar en ons bedien van daar af uit die hele land vol. Ja. En ons spesifieke doel is, ons spesifieke opdrag van die Here nou is om te gaan en die bruid van Jesus Christus voor te berei vir die koms van die bruidegom. Ons weet almal dat Jesus se koms is naby. Al die tekens is daar. Maar is asof die bruid nie besef, sy is die bruid nie, die kerk besef nie, sy is die bruid van Jesus Christus nie. En as bruid van Jesus Christus kan ons nie lyk en lewe soos die ander mense daar buite nie, soos die mense in die wêreld nie. Ons lees daar Romeine 2 vers 12 waar hy sê, moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed, sodat jy kan beproef wat is die goeie en die welgevallige en die volmaakte wil van God. Absoluut, ja. Ons kan nie soos die wêreld lyk nie. En niemand wil dit vir die bruid sê nie. Want ons wil nie die bruid kwaad maak nie. Ons wil nie die bruid affronteer nie. Ons wil haar nie ontstel nie. Maar die probleem is die bruid gaan haar bruidegom mis as sy nie bereid is om 'n waarskuwing van God af te ontvang nie. Absoluut. As hy nie bereid is om te sê, Here, verander my nie. As hy nie bereid is om te sien dat haar rok geskeur is, dat dit vol koffievlekke is en dat sy eintlik nie 'n skoen aan haar voete het vir die bereidwilligheid van die evangelie nie. Haar hare lyk nie reg nie. Haar hande is nie versorg nie. Sy lyk glad nie goed nie. En dikwels kry ons dat daar in die kerke verkondig word, alles is mooi, alles is goed. Moenie worry oor sonde nie. Dit is alles voorbetaal op die kruis. Jy weet, it's been dealt with completely, fully and holy. Die enigste holy wat eintlik kort kom by die bruid is holiness, jy weet. Heelhartig het Jesus betaal daarvoor, maar daar moet 'n vrug wees. Daar moet 'n heiligmaking plaasvind. Anders is daar nog niks. Nie elkeen, Jesus sê Matteus 7 vers 21, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here sal ingaan in die koninkryk van my Vader, net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. En dan sê hy vers 22, en daardie dag sal daar baie kom wat sê, Here, het ons nie in u naam geprofeteer? Het ons nie in u naam wonderwerke gedoen? Dooies opgewek, allerhande goede gedoen, groot werke van God. En dan sê Jesus hierdie verskriklike woorde. Hy sê, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid doen. En die woord ongeregtigheid is eintlik niks anders nie, Pieter, as sonde. Jesus. Jy kan nie God dien en ook sonde dien nie. Absoluut. Jy moet die sonde aflê. Yes. Bekering beteken om 100% terug te loop. Yes. Jy kan nie aangaan en net Jesus, you can't take Jesus on board and keep on with your life that you've been living nie. Ja. Jy moet tot inkeer kom, tot wedergeboorte. Ons ontdek met skok 'n prediker wat vir ons daarvan vooraf sê, ons sit in die gehoor, wat sê wedergeboorte is net 1 keer in die skrif genoem. Dit is ten minste 5 keer genoem, maar hy noem dit so. En hy sê dat ander goeters is meer belangrik, wat meer as 100 keer genoem word. Die koninkryk van God word meer as 100 keer genoem, maar wedergebore net 1 keer. So jy kan wedergeboorte eintlik maar ignoreer. Sure. Nou sê Jesus daar einste vir Nikodemus in Johannes 3 vers 3, 4, 5 en 7. Hy sê daar, sonder die wedergeboorte sal jy die koninkryk waaroor hy eintlik preek nie eens sien nie. Jy sal nooit daar ingaan nie. Yes. So jy kan nie sonder waaragtige wedergeboorte. Jy weet, Pieter, en ek weet ek praat ver meer as wat my tyd my toelaat. Jy kan nie net jou hand opsteek en sê, Here Jesus, ek gee my lewe vir U, ek neem U aan. En dan gaan jy daar uit en jy steek weer 'n sigaret aan. Jy gaan daar uit, jy sit weer voor jou rekenaar en jy kyk pornografie. Jy gaan daar uit en jy knak weer die volgende bier en jy lyk net soos die volgende ou in die wêreld. Absoluut. Jy kan nie, die bruid van Jesus Christus moet skitter vir Jesus. Yes. Sy moet absoluut uitstaan. And it's not self-righteousness, Peter. Dis nie dit nie. Dis 'n pad van heiligmaking in absolute afhanklikheid van 'n lewende God. Absoluut. En die Heilige Gees van God wat ons vat op daai pad. Hy sê daarso, hy sê Romeine sê daarso, hy sê ek dink is 8 vers 10, ek is nou vir 'n oomblik onseker of dit 10 vers 8 is. Hy sê, die wat deur die Gees van God gelei word, hulle is die kinders
van God, Romeine 8 vers 14, ekskuus. Absoluut. Romeine 8 vers 14. Die wat deur die Gees van God gelei word, hulle is die kinders van God. Absoluut. As jy nie deur die Gees van God gelei word nie, en jy word deur jou eie vlees gelei, is jy op 'n dwaalweg. Jy gaan die ewige lewe mis. En ek sê dit nie om iemand te veroordeel nie. Man, ek sê dit omdat ek jou so ontsaglik lief het, dat ek nie kan toelaat dat jy deur 'n dwaallering verlore gaan. Ons kan nie vandag meer kerk speel nie. Dit is absoluut verby. En ek glo hierdie boodskap raak van julle wat kyk dalk. En ek gaan vir Rita vra of Tannie wil iets wil bid vir die kyker wat voel, jy sien, maar dis ek daai, dis ek wat kerk gespeel het, of ek wat met sonde gespeel het. Wil net vir hulle 'n gebed doen nou, en hulle help tot met 'n gebed ook dalk nie, asseblief. As iemand dalk daarso sit nou en jy kyk hierna en jy het geluister en jy voel, daar's dinge in jou lewe wat nie reg is nie, jou saak is nie reg met die Here nie. Of jy het net nie sekerheid of jou saak reg is nie. Nooi ek jou nou en ek vra vir jou kom doen hierdie gebed dan saam met my. Hemelse Vader, in die naam van die Seun Jesus Christus en in die krag van die Heilige Gees, kom ons nou na U. Ons kom en ons vra Here dat U ons sal deursoek, elke deel van ons menswees. Dat U sal kom verwyder dit wat nie daar moet wees nie. Here, dat U ons sal kom reinig. Ja, Here, U woord sê, wees heilig van die Here, jou God is heilig. Maar ons as mens is feilbaar, ons kan nie heilig wees nie, maar tog sê U woord, ons moet heiligmaking najaag. Here, want daarsonder sal ons U nooit kan sien nie. Daarom bid ons, Here, dat U ons nou sal kom skoon was met U kosbare bloed. Here, dat U elke ding van ons af sal wegvat wat nie daar moet wees nie. Amen. Here, die wat nou daarna luister, Here, U weet wat dit is in hulle lewens, wat nie daar hoort nie, waarmee hulle sukkel, Here. Ek bid, Here, dat U hulle sal help deur leiding van die Heilige Gees, deur krag van die Heilige Gees, om oorwinning te behaal, want U woord sê, ons is meer as oorwinnaars, deur Jesus Christus wat ons die krag gee. Dankie, Here, dat U nou kom, en ons kom skoonmaak. En ons vra dat die Heilige Gees elke dag ons sal oortuig van dit wat in ons lewens is, wat nie daar hoort nie. En dat ons daarmee sal deel, sal wegdraai daarvan, en nooit weer daarna toe sal terugkeer nie. Dis ons hartsgebed in Jesus Christus naam. Amen. Amen. Baie dankie vir julle getuienis en julle boodskap ook. En soos julle kan sien, ons het tafel begin dek. En dis, weet julle waarom wat het Jesus gaan doen? Hy het gegaan om 'n plek voor te berei vir ons. Hy het selfs die tafel voorberei vir ons. En ons glo die tafel is al gereed, maar is jy gereed om by die tafel aan te kom sit al? Wanneer Jesus terugkom om jou te kom haal. Baie dankie julle. Ons glo hierdie boodskap gaan mense se harte aanraak vanaand. Maar as ek ook opgewonde, ek hoor daar's series beskikbaar. Vertel ons vinnig kortliks van die twee series. Ja, ag, ons het 'n stuk of 18 CD's nou al beskikbaar. Ja. Maar die nuutste een is My Kind Vertrou My. Ja. En dis waar ek en ook Rita vir die eerste keer begin saam sing het. Wow. En as iemand as hulle ons dalk ons getuienis by hulle gemeentes wil hoor, Alright. of van die CD's wil bestel, kan hulle my 'n lykie gee. Okay. Op 082 Alright. 55 88 318. Okay, baie eenvoudig. Die nommer sal op die skerm ook opkom, so julle sal die nommer weer sien. Dan wil ons ook net julle graag uitnooi. As julle ervaar dat julle 'n aanraking gekry, laat weet ons, ons e-pos kom ook op die skerm voor nou op die onderkant. En as jy voel jy het net gebed nodig, stuur vir ons 'n e-pos. Ons is hier om saam met jou te bid. Soos ons altyd sê, ons weet nie alles nie, maar ons is hier om saam met jou te bid, want die Heilige Gees ken alles. Hy ken die Vader se hart ook oor jou. En ons wil graag Vader se hart oor jou uitbid ook. En wat Jesus ook op die kruis gedoen het, wil ons saam met oor jou bid. So asseblief, stuur jou e-pos. En tot volgende keer, ons is opgewonde oor ons volgende opname wat ook gaan opkom. En kom ons kyk, wat hou die Here vir julle in vir die jaar 2019. Daar sê. Dan gaan ons feesvier. Nou gaan ons fees. Nou gaan ons hier. Lekker. Prys die Here. Maak ons. Ek wil probeer. Ja. Sê dit. Ek sê dit nou.
Start die glorie, laat ons weer oor Jesus gaan sing. Start die glorie, laat ons nog 'n klompie siele inbring. Oh, start die glorie, laat ons weer oor Jesus gaan sing. Ja, start die glorie, laat ons nog 'n klompie siele inbring. Die lorry was nog altyd gewillig om ons met die groot pad na die kerk te vat. Maar eendag was daar iets in sy toolbox los en toe val ons 'n elftienbos plat. Die dominees was kwaad want ons was nog nooit laat, maar vandag is ons 'n twakkies nat. Hy sou maar weer eens moes preek want die lorry het gebreek en nou sit ons hier langs die pad. Ja, start die lorry, en laat ons weer oor Jesus gaan sing. Start die lorry, en laat ons nog 'n klompie siele inbring. Oh, start die lorry, en laat ons weer oor Jesus gaan sing. Ja, start die lorry, kom laat ons nog 'n klompie siele inbring. Ons het alles probeer, selfs gebid en toe weer die sleutel amper afgedraai. Maar die engine was stil, het was 'n aardige spul, want ons kierankies was uit